Wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees en om die lewe te geniet. Watter lewe? Nie hierdie arme lewe wat die wêreld jou bied nie, die Christus lewe. Want as Christus jou lewe is en Christus word geopenbaar, word jy as Christus in heerlikheid as die verheerliking geopenbaar. En dit is die lewe. Dit is die lewe. Ons het verlede Sondag gehoor, in jou hart glo jy tot geregtigheid en met jou mond bely jy jou redding. Ons het gehoor, hierdie redding is toe baie groter as hemel en hel. Hierdie redding is om gered te word van beserings, situasies, omstandighede, om gered te word van die dood, om gered te word van 'n virus. En weet julle wat? Ek kan dit vir myself getuig en ek mag vanoggend vir jou sê, ek beleef dit. Ons het baie getuienisse oor dit, maar dit gaan nou nie oor dit nie. En in die week vra ek van Here, maar wat weerhou ons van hierdie manifestasie van hierdie verheerliking as hierdie liggaam, hierdie tempel? En hy antwoord my. En ek wil vanoggend ietsie inbring. En dan volgende Sondag wil ons 'n boodskap bring hoe om dit te manifesteer. Of byvoorbeeld in jou huwelik of in jou eie persoonlike lewe. So elke 3 maande gebeur aan ons iets. Dis nou al na 30 jaar en elke 3 maande gebeur dieselfde ding. Hoe breek ek hoe breek ons daai siklus om te heers dat hierdie wêreld en die stelsel en wat ook al niks in my het nie, behalwe ek wat Christus openbaar in hierdie wêreld. Wie wil dit? Wie wil dit? Wie wil daar? Wat is dit wat ons weerhou van dit? En dit is so fantasties, want as jy daai openbaring het en jy verstaan dit, kan niks jou stop nie. Kan niks jou stop nie. En dis deel van die openbaarmaking van die seuns van God en die skepping, alles wag vir dit. En so ek sê, ek het dit, hy het my iets vertel, hy het my iets gewys in die week, maar ek gaan dit nog nie vir julle gee nie, want dit is nog te lekker, ek gaan dit eers self geniet. Is dit reg so? Vandag se boodskap gaan oor, ons moet diensbaar word aan hierdie geregtigheid. Met ander woorde, die geregtigheid is in jou hart, moenie opklim in die hemel, om het af te bring, dis nie meer in die hemel nie, moenie neerdal na die doderyk, dis ook in die graf nie, dis in jou hart, en dis jou mond, en dis tot redding, dis nie net tot jou redding nie, dis tot die redding van ander om jou, maar om ander te red, moet jy self gered wees, en die redding het toe niks te doen met dit, waarmee ons groot geword het, in die gewone kerk, kultuur, van jy moes jou saak reg maak, dat jy gered kan word van die hel, om hemel toe te gaan nie. Dit het niks met te doen nie, mense. Die waarheid het niks met dit te doen nie. Kan ek gou ietsie sê, wat Heilige Gees vanoggend vir my sê? Hy sê vanoggend vir my, die hemel evangelie is nie die waarheid nie. Want die hemel evangelie het jou beroof van jou identiteit, het jou beroof van jou waarde, en het jou beroof van jou doel op die aarde. Nou as die Heilige Gees het vir jou sê, dan glo ek dit. So ek gaan vir ons eers 'n lekker fondasie lê. Vandag gaan ons na 3 goedjies kyk gou, wat baie belangrik is. Vandag gaan ons na 3 goedjies kyk. Punt nommer 1, God het besluit. Dink julle as God besluit, ons kan dit glo as waarheid? God het besluit. Punt nommer 2, dit is 'n sekere geloof. En ons weet, geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. So dis 'n sekere woord. Punt nommer 3. Daar's iets wat jou weerhou van dit. En vandag moet ons uitvind. Ek gaan net aan dit raak. En volgende Sondag gaan ons dit hamer. Vandag gaan ons kyk na God het besluit. Daar's 'n sekere geloofsoortuiging, 'n evangelie wat verkondig moet word, om te ontvang hierdie geloof as 'n geskenk wat God jou gee, en daar's iets wat jou nog steeds weerhou. Jy sit vir 10 jaar in hierdie bediening, jy sit onder die woord, maar elke keer as daar 'n situasie is,
dan kan jy nie glo jy het stil gebly nie. Of jy kom op daardie ongelukstoneel en daar lê 'n 2-jarige seentjie oorlede dood in die pad. En jy sit onder die woord, maar daar's net iets wat jou weerhou om soos Rudy radikaal te stop, uit te klim en hy sien jou op te wek. Wat is dit wat jou, of jy voel, jy kry keelseer, jy voel jy wil verkoue kry, jy is onder die woord, maar jy so in 'n tweestryd, wat is dit wat jou weerhou om radikaal in jou hart hierdie geregtigheid oortuiging te hê en te spreek met gesag? Wat weerhou ons? Wat weerhou ons van dit? Ek weet nie of ek dit mag sê nie, ek het vanoggend vertel ek vir Xavier hulle, weet nie of ek dit mag sê nie, maar ek gaan dit sê. Kan ek dit maar sê? 'n sekere apteker in Kuruman, elke keer as ek in die apteek kom om iets te kry vir Annetjie, dan sien ek die persoon wil vir my iets sê, maar hy het nie die vrymoedigheid nie. En die derde keer stap ek na hom toe en ek sê, hoe gaan dit? Hulle het geëmigreer Australië toe hulle weer teruggekom. En hy roep by een kant toe en hy kyk trane in sy oë. Hy sê, Rete Rudy, ek wil vir jou sê, ek begeer die geloof wat jy het. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, ons was by 'n dokters diner, Kuruman dokters almal by mekaar, en aptekers, en toes jy die besprekingspunt oor dit wat jy glo. Hy trane in sy oë, hy sê, ek begeer wat jy het. Nou probeer ek uitvind, wat is nou die besprekingspunt? En die Heilige Gees sê vir my, nee, jy is mos die man wat voor die dokter spreekkamer kry 'n persoon 'n hartaanval in sy voertuig en al die dokters is daar en jy kom stap jy in dwars, jy klim deur die venster binne by die ou met jou gesig en die ou se gesig en jy wil die ou opwek uit die dood. Dis die besprekingspunt. So ek weet nie mag ek dit op die DVD los nie, maar ek gee nou nie om wat jy van my dink nie, ek weet wie ek is en ek weet waarmee God besig is. Wat weerhou jou om so radikaal te wees? Ek gaan vanoggend uitvind. Want jy sê tog jy glo. Jy sê tog God is goed. Jy sê tog is lekker om te lewe. Maar wat weerhou ons van die manifestasie van dit? En dit is so uniek hoe God ons gemaak het om ons by 'n plek uit te bring met uithou vermoë, met deursettingsvermoë as 'n vrug van die Gees as lankmoedig. Jy kan nie ophou nie. Nou ja, sê iemand vir my op die Pick n Pay, pastoor, jy moet vir my bid, jy moet vir my bid. Die duiwel kan nie ophou nie, sê ek prys die Here. Ek kan ook nie ophou nie. Ek weet die laaste 3-4 boodskappe op 'n Sondag hier is anders. Dit is asof ons 'n ander dimensie instap. Vandag is weer anders. Vandag moet ek vir jou iets wys wat so fantasties is en iets wat hy vir my gewys het in die week. En ek gaan nie dit eers met julle deel nie, want soos hy sê, dis te lekker, ek wil dit eers self geniet. Halleluja. Sê saam met my halleluja. Kom gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. So ons gaan vandag daarna kyk, God het dit besluit, dis 'n sekere geloof, maar daar's iets wat ons weerhou. Ek gaan ons 'n lekker fondasie eers lê. Ek gaan vir ons 'n lekker fondasie lê. Ons weet God is Gees. Ons weet God is Gees. En dan is daar jou Gees. Klein letter. Klein letter Gees, hoofletter Gees. Maar ons weet, Efesiërs 4, vers 4 tot 6 sê, daar is net een Gees. Met ander woorde, God is Gees, jou Gees is een Gees. Ek praat nou met manne en vroue wat behoort aan die opgewekte, verheerlikte Christus. Wat uitgekom het by die ontdekking van 'n geestelike waarheid, wat uitgekom het by die ommekeer van 'n bewustheid as die denke van Christus, wat ontdek het, ek is eintlik nie uit om Dolf en Tannie Gerrie Roos gebore nie, ek is eintlik uit God. God is Gees en jy's Gees, jou Gees. En uit dit is daar 'n dimensie wat genoem word
siel. En saam met siel is daar iets wat jou en dit is weer een geloof. Hierdie is jou identiteit. Hierdie is jou verstaan, jou weet, jou bewus. Jou verstaan, jou weet, jou bewus. Dis hoekom die einddoel van jou geloof, die einddoel van jou geloof is nie om hel te mis en hemel toe te gaan nie. Die einddoel van jou geloof is die saligheid van jou siel. En hoe meer siel versadig word, met jou ware identiteit. Ek gaan die byskryf, siel se grootste probleem is jou 5 sintuie. Ek kan hierbo byskryf jou emosies, as gevolg van jou 5 sintuie, omdat jy leef van jou omgewing vanuit na, terwyl as jy uitgekom het by waarheid, leef jy vanaf jou identiteit. Christus in jou, die ware jy. En die belangrikste is, dit alles se sigbaar word. Dit alles se sigbaar word, is 'n vlees liggaam. As die enigste huis, tempel, woning, nie net van jou nie, maar ook van God. Dis hoekom die 3de brief van Johannes, sê die apostel Johannes, mag dit met jou goed gaan in alles. Mag jy gesond wees, soos dit met jou verstaan, jou weet, jou bewus, as gevolg van 5 sintuie, jou emosies. En die sigbaar word, God het in gedagte gehad, God se sigbaar word, was 'n vleesliggaam. Daarom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder en laat hulle die aarde vul. En in Genesis 2 vers 1 tot 3, toe God die hemel en die aarde voltooi en op die 7de dag sy werk volbring en God op die 7de dag rus, en vers 3, Genesis 2 vers 3, en toe God die 7de dag seën en dit heilig as God se rusplek, as God se begeerte, as God se huis, as God se woning vir ewig, het God in gedagte gehad, jou vlees, liggaam, as sy tempel, as sy woning vir ewig. Dis hoekom Romeine 8 vers 6 sê, dood is hulle wat nog bewus, bedink, vlees, 5 sintuie, emosies. Maar wat gees, die Christus, bedink, is lewe en vrede, vir 'n kort tydjie of vir ewig. Want die koninkryk, die domein van God in jou, is mos vrede, is mos geregtigheid in jou hart, jy spreek, heers, kappy, en autoriteit en blydskap in die Heilige Gees, en die Heilige Gees is in jou. So alles gaan nou oor, ek gaan so maak, alles gaan nou oor jou. Wat 'n voorreg. En nou moet ons eers besluit, Efesiërs 4 sê, daar's net een gees, daar's net een geloof. Dan sê Efesiërs 4,
Efesiërs 4 sê, daar is ook net een liggaam. Met ander woorde, die een liggaam as die liggaam van Christus, God in vlees, is dieselfde as jou liggaam. Verheerlik. Die Christus, die openbaarmaking. Daar is nie 'n ander een nie. Hier is hy. Hier sit hy. Dis al klaar, dis al klaar. As jy glo 'n ander geloof, 'n ander evangelie soos wat ons groot geword het, jy moet jou saak regmaak as jy doodgaan, dat jy hel mis en hemel toe gaan, is hierdie ouetjie van geen waarde nie, want hy moet ons terugkeer na stof. Sê dis 'n aanklag. Sê dis 'n klap in God se gesig. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is? Vir 'n kort tydjie of vir ewig. Dis hoekom as jou siel versadig word en meer versadig word en jy begin al hoe meer uit jou identiteit uitleef, gebeur daar iets met liggaam. Jou jeug word weer nuut, soos die van 'n arend. Weet julle hoekom vergelyk jy dit met 'n arend? Weet jy hoe werk dit? Wanneer 'n arend, jy kan gaan kyk op Google, wanneer 'n arend baie oud is, stok oud is, dan gaan vlieg hierdie arend en hy gaan soek vir hom die hoogste rots. Christus, die rots. Op hierdie gemeentes, sal ek my liggaam hierdie rots bou, en nie eers die poorte van die doderyk kan dit oorweldig nie. Dan gaan daai arend, hy trek al sy vere uit. Jy kan gaan Google, dan skuur daai arend sy snavel af teen die rots, en hy gaan lê in die son, dat die son, ek en jy verlede Sondag, die son van geregtigheid sal vir jou opgaan, en na 3 maande, dan sien jy daar vlieg 'n jong arend, maar 'n jong arend was eintlik, jou siel sal versadig word, so jou jeug, in die son van geregtigheid, hierdie rots op wie ek my gemeente bou, jy's 'n chip of the old block in die rots, die openbaarmaking God in vlees. Dis hoekom as ek 85 is, sê Caleb, sê Rudy soos Caleb, as ek 85 is my jeug, is my krag soos die van toe ek 40 was. Want daar's net een liggaam, daar's net een tempel, daar's net een woning, en hier sit hy vanoggend. Maar die toestand van hy tempel hang nie meer van God af nie. Hy het hom klaar duur gekoop. Dit hang van of jy verstaan, weet, bewus. Here, jy moet help. Here, jy moet help. Nou gaan ons eers uitvind, God het besluit. Kom ons kyk gou daarna. Kyk gou wat sê Romeine 6. Vandag se boodskap waaroor dit gaan. Kyk gou wat sê Romeine 6. Ons gaan gou dit eers lees, dan gaan ons kyk dat God het besluit. Romeine 6 vers 18. Romeine 6 vers 18 sê, en vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Met ander woorde, jy moet nie diensbaar word nie, outomaties is jy klaar diensbaar, omdat jy alreeds vrygemaak is van sonde. Dis hoekom 2 Korintiërs 5:21 sê, hy het jou sonde, hy het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy kan word, die geregtigheid. Nou het ons verlede week gehoor, hierdie geregtigheid, moet dit nie in die hemel gaan soek nie, dis nie meer daar nie. Moet dit nie doodryk in die graf gaan soek, is nie meer daar nie. Waar is dit? In jou hart, in jou mond. Nou het ons gehoor, hierdie geregtigheid, is die oortuiging van my hart tot geregtigheid, en my mond bely tot redding. Nou het ons gehoor, nou hoor ons vandag, maar jy's diensbaar aan dit. Wat beteken diensbaar? Wat moet gebeur? Dit beteken om erkenning te gee, om van mening of opinie te wees, oortuig, om te word wat jy reeds klaar is, integriteit, deugsaam, reinheid van lewe, eerlik, noukeurig in jou denke, gevoelens en optredes, sê, verstaan, weet, bewus, sê Christus denke, want dit gaan manifesteer,
dit gaan manifesteer as iets in jou vleesliggaam. Hoekom is dit so belangrik dat ek en jy diensbaar word en net 'n hoorder bly nie? Onthou julle Jakobus sê, as jy net 'n hoorder bly, is omdat jy jouself in 'n spieël sien en jy sien net jou natuurlike gesig. Maar hoe meer en meer ek inkyk in die diepe, die ware, die waaragtige, die weerspieëling van wie ek eintlik is, hoe meer ek God ken, wie God is, hoe meer gaan ek sien wie ek is, en ek gaan gelukkig wees in alles wat ek doen. Want hierdie redding gaan maak dat jy nie hoef beskaam te staan nie. Wat maak dat jy nog beskaam staan? Wat maak dat jy in die bediening sit, jy sê vanoggend jy glo, jy sê vanoggend die Here is goed, maar in die week staan jy beskaam. Wat maak dat jy beskaam staan? Daar's iets wat jou weerhou. Ons gaan vandag kyk na dit. Hoekom is dit so belangrik dat ek en jy diensbaar word? Hou gou jou hand hier so, kyk gou wat sê 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 29. Ek moet gou vir jou wys. Onthou dat Johannes 1 vers 13 sê, wat nie die wil van 'n man of uit 'n vrou gebore is, of uit vlees en bloed nie, maar wat uit God gebore is. Hoe lyk dit as ek uit God gebore is? Kyk gou wat sê 1 Johannes 2 vers 29. Vers 29 sê, as julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Met ander woorde mense, wie wil graag 'n lewe leef as die volle manifestasie, al wat jy sien is net God, die openbaarmaking van Christus, die heerlikheid wat die aarde bedek soos die waters die seebodem. Dit beteken, hierdie geregtigheid in my, manifesteer die vrug. Want Romeine 6 vers 18, en julle is vrygemaak van sonde, en julle het diensbaar geword aan die geregtigheid. Nou moet ek eers vir jou verduidelik, hoe is jy vrygemaak van sonde? Hulle beweer, as iemand se arm, ek gaan 'n arm gebruik, geamputeer word, jou arm is geamputeer, jy het nie meer 'n arm nie. Maar mense wat se arm geamputeer is, hulle kry gedurig nog 'n gedagte van sy hand juk. En as hy sy hand wil krap, ooggats, God het sonde van jou af weg geamputeer. Jy's vrygemaak van sonde. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou geword. Wat is sonde? Om die merk te mis en 'n verwronge identiteit. Maar die probleem is, jy's nog nie vernuwe in die gees van jou gemoed as die Christus denke nie. Nou beleef jy nog in jou gemoed, jou bewustheid, jou hand juk, iets anders juk, wat nie meer jy is nie. En dan krap jy. En as jy so spyt, jy het dit alweer gedoen. En dan sit jy met veroordeling. En so elke 3 maande herhaal hom. Want daar's nog steeds iets. Here, jy moet help wat jou, en dan sal ek moet aanspreek. So met ander woorde, as God nou na jou kyk en God kyk na die wêreld, is daar nie meer sonde nie. Maar die mens krap nog dit wat juk, omdat die mens die vernuwe is in die gees. Sorry, ek sien wat ek sien waar jy krap. So wat beteken dit om vernuwe te word in die gees van jou gemoed, om die Christus denke te openbaar, om diensbaar te word? Dit beteken, daar's niks wat ek meer kan krap nie. Want ek is vrygemaak van sonde, en outomaties is ek diensbaar aan hierdie geregtigheid as die ware, hier's hy, maar omdat my bewustheid, omdat my verstaan en my weet, my siel, nog nie uitgekom het by die einddoel, as die redding, as versadiging nie, as ek nog bewus, dink ek nog aan iets wat juk. Julle hoor wat ek sê, en dit verander nie God se opinie nie, dit bring jou in veroordeling. Jy dra die vrug van die dood, en jy mis nog steeds die merk, al sit jy 10 jaar in die bediening, want daar's nog steeds iets wat jou weerhou, en ons sal dit aanspreek.
Kyk gou wat sê verder, kyk wat sê vers 19. Hoor jy wat sê Paulus in vers 19, Romeine 6 vers 19. Het ek deurgekom, verstaan julle wat beteken vers 18? Vers 19 sê, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligheid. Tot heiligmaking. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is maar net die vrug van geregtigheid. As jy my sien, het jy die Vader gesien. Maar in ander woorde, heiligmaking beteken, ek manifesteer net die vrug van die Gees. Met ander woorde, heiligmaking beteken om ook net vrede te hê. Heiligmaking beteken om net blydskap te hê. Want hoekom is dit so belangrik? As jy vers 13 vat, Romeine 6 vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuig van geregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God. Luister mooi, as mense wat uit die dode lewend geword het. O gats. So as God na ons kyk, hoe sien God ons? God sien ons as mense wat saam met hom uit die dode lewend geword het. So outomaties is jy vrygemaak, is sonde geamputeer. Outomaties is jy reeds klaar diensbaar. Lambano, om te vat, om te ontvang wat jy reeds is. Maar omdat jy nog sukkel met 5 sintuie emosies, so nou en dan juk daar nog iets. En dan wil jy krap, waar daar eintlik niks is nie. En dan sit jy met veroordeling, want daar is nog steeds iets wat jou weerhou. Jessie, nou kom die boodskap by mekaar vir my. En vandag uitvind. Kyk hoe wat sê vers 20. Want toe julle diensknegte was van sonde, was julle vry van die geregtigheid. So jy is nie meer 'n diensknegt van sonde nie, jy moet net diensbaar word nou aan hierdie geregtigheid, sodat hierdie vrug geopenbaar kan word, as jy is uit God gebore. Met ander woorde mense, ek kan nie na 30 jaar sê, ek glo hierdie goed, ek preek hierdie goed, maar ek is nog 'n man wat opvleend is, ek is 'n man wat nog die bolle rol, ek is 'n man wat so elke 3 maande, gaan soek julle my, pastoor Rudy, waar is jy? Jy moet preek, en dan gaan haal julle my by die boom, en dan is ek lekker. Sê vir my, gaan julle my glo, as geloofwaardig? Nou God wil jou ook begin glo, die wêreld wil jou glo, die skepping wil jou begin glo, as geloofwaardig, dit is God in vlees. In aanhalingstekens, en in jou huwelik. Sê ook koek, want elke 3 maande, praat ek met die regte mense. As ek met die mense praat, steek ek met die hande op. Yes, ons skrik, toe Chris so maak, toe kyk Roos om te sak hem weer. Is lekker om te lewe. Kom ek deur, jy verstaan wat ek sê. Wie wat is dit? Dis die vrug van die dood. Wie wat? Al sit jy in die bediening, jou uiteinde. So ek kan nie meer net sê, ek het by Rudy gehoor nie. Ek kan nie meer net sê, ek glo nie. Daar's iets in my, wat my sal moet die oortuiging gee, en dan reageer liggaam, outomaties, en die gemors los my uit. Dis hoekom ek glo, net ek alleen. As ek met 'n motorongeluk kom, en nie een van julle is beskikbaar, of weet dit eers nie, het die Gees van God my klaar opgewek. Want soos wat ek nou voel, omdat die Gees so voel, en omdat die Gees so voel, omdat ek so voel, want dis die enigste, want daar is net een liggaam, manifesteer dit. Dis is 'n gevaarlike plek vir godsdiens, maar is 'n fantastiese plek vir die vryheid van die seuns van God in Christus. Kom ons verder. Vers 22. Maar nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God, sê vir my, hoe is jy vrygemaak van sonde? Moes jy ophou of 'n sonde geamputeer? Hoe het jy diensbaar geword? Die geregtigheid in jou hart het jou diensbaar gemaak. Het jy 'n vrug tot heiligmaking? Wat is vrug tot heiligmaking? Dit beteken, hoe langer ek oortuig, hoe langer ek hier leef, hoe langer ek bewus, hoe langer ek onderwoord, hoe meer en meer gaan jy God in my sien. As jy vir 10 jaar in bediening sit, en jou vrou of jou man, of jou buurvrou of buurman sê vir my, Jessie Rudy, die persoon is by jou in die bediening, na 10 jaar, maar ek kan geen verskil sien nie. Hoekom kan hulle nie 'n verskil sien nie? Hoekom kan jy nie 'n verskil sien nie? Ons gaan nou by dit kom.
Vers 23. Want die loon van sonde, die angel van sonde is die dood. Maar weet wat sê in Korintiërs 15? Ou Paulus sê, dood, waar is jou angel? Die angel is uitgehaal. Die dood het nie meer 'n angel nie. Die enigste angel wat die dood het, is wat predikers van die preekstoele vir hom gee. Die enigste krag wat die dood het, is omdat dit gepreek, geglo en geleef word. Die dood het nie meer 'n angel nie. Hoor wat sê hy nou? Hy sê die loon van sonde is die dood, maar die genadegawe, die geskenk van geregtigheid is die ewige lewe. Ek soek jou aandag. So wat is die ewige lewe? Luister mooi. Ek soek jou aandag. Ewige lewe is nie om dood te gaan, hel te mis en hemel toe te gaan nie. Ewige lewe is om nie dood te gaan nie, want hy het 'n vergelyking. Die loon van sonde, wat nie meer 'n loon het nie, want hy het die loon geword. Die angel van die dood, wat nie meer 'n angel het nie, behalwe jy wat hom krag gee, was die dood. Maar die geskenk aan God is ewige lewe. So dis fisiese dood versus fisiese lewe. So wat is ewige lewe? Om nie dood te gaan nie. Wat? Een liggaam, die tempel, die woning. En dis wat ons in bediening glo, dis wat die bediening toepas, en dis wat die bediening leef. Sê vir jou, kan jou langs jou sê, ek leef dit. Is nie fantasties nie. En dit alles het God gedoen. Dit alles het God vir jou gedoen. Jy het niks te doen nog nie. Jy moet net oortuig word. Jy moet net verlig, hierdie geloofsoortuiging ontvang onder 'n sekere woord, sodat dit wat jou nog weerhou, geoefen, vrykom, sodat jy radikaal kan wees. En liggaam sê, ek kies lewe, sonder jy hoef te kies. As hierdie ou jou nog weerhou, moet jy kies. Jy moet, soos Paulus sê, die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe voer, maar daar's 'n dimensie, daar's 'n plek, waar liggaam outomaties, die program outomaties lewe. Want hy het net sonde geamputeer nie, hy het die dood ook geamputeer. Die dood het geen nou vas. Ek het geen afspraak met die dood nie, al afspraak wat ek nou weet as Christus is lewe. Halleluja. Halleluja. Daarom, God het dit besluit. Kyk wat God het gedoen. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Ek wil vir jou wys hoe lief het God jou. Ek wil vir jou wys hoe ernstig is God met jou. Ek wil vir jou wys hoe ernstig is God met dit. Hoe ernstig is God met dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Dis weer so stilte. Die laaste 3 Sondae is so snaakse stilte in hierdie plek. 'n Snaakse stilte. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. As ek bietjie lank preek vandag, prys die Here. Ek vra nie om verskoning nie, want dit kan jou lewe verander. Sê vir my, moet jy ophou met sonde of is jy klaar vrygemaak van sonde? Sê vir my, moet jy diensbaar word deur te werk of is jy klaar diensbaar aan die geregtigheid? Dit is alles outomaties. Sê dis 'n ek is. Sê identiteit, dis al wat dit is. Sê is eintlik maklik. En is wonderlik en is fantasties. Al wat dit van jou kort, is verstaan, weet, bewus, verligte oë van die verstand. Die lig moet vir jou aangaan. Dis al. Wow. En is God wat dit besluit het. God het dit gedoen. Daarom kyk wat sê Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, sonder gebrek, vir hom liefde te wees. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld het God jou reeds klaar uitverkies, het God jou reeds klaar gesien as heilig, as sonder gebrek. Sê vir my, wat het gemaak dat jy agtergekom het of gewonder het en gedink het jy's nie heilig, jy's 'n sondaar? 'n Bewustheid, 'n verstaan, 'n oortuiging as gevolg van iets wat jy gehoor het. In die meeste plekke waarvan af jy gehoor het jy's hierdie sondaar was van 'n preekstoel af. En toe is jy oortuig van dit en nou leef jy dit. En nou probeer jy alles in jou vermoë om op te hou met dit. En hoe meer jy probeer om op te hou, hoe meer is daar iets in jou wat jou weerhou, want jy krap waar uiteindelik nie jakkie. Ek hoop julle verstaan wat ek sê, want elke keer as ek dit sien, dan sien ek waar krap jy. Jy is 'n heilige man. Kyk jy kamera in die oë. Ek vra nederig om verskoning. Is lekker om te lewe.
Kyk wat sê vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het. Sê gou vir my, wie het jou voorbeskik? Jy of hy het dit gedoen. Sê vir my, wie het jou uitgekies? Moes jy hom kies of het hy jou gekies? Sê vir my, wanneer het hy jou uitgekies? Toe by 'n kamp was of voor die grondlegging van die wêreld, toe nog niemand geweet het van jou, toe weet hy al klaar van jou. Sê vir my, wie gaan ek dan nog glo? Die kerkraad is in nodig, of gaan ek hom glo? Ek gaan na my. Soos hy ons in hom uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld, heilig sonder gebrek voor hom in liefde, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, dan die welbehae van sy wil, sê het sy wil, tot lof van heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in geliefde. Sê vir my, het jy kind van God geword die dag toe jy hom kies, of was jy voor die grondlegging van die wêreld reeds kind van hom uitverkies? Want God het in gedagte gehad, 64 jaar terug, om David aan die Gerrie, toe het Rudy gedink, hy's kind van hom David aan die Gerrie, toe het Rudy moes uitvind, by 'n geestelike waarheid, ek is eintlik kind van God nog al die tyd. Hy het alles geamputeer wat ek hier is nie, diensbaar aan die geregtigheid, nou leef ek die manifestasie, die vrug, hier's God in vlees. Halleluja, halleluja, halleluja. Kyk gou nog enetjie, kyk wat 2 Korintiërs 5:21 en gekwoteer, hy het hom wat die sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid. Sê vir my, is daar iets wat jy moet doen om te word, of is jy? Jy moet net oortuig bewus, dis jy. Daarom is dit in jou hart, en is in jou mond. Jy spreek het tot 'n redding. Die redding van wat? Die redding en die voorkoming en die weerhou, dat 'n vleesliggaam moet terugkeer na stof. Dis die rede. Dis hoekom Jesus die disippels opdrag gegee het. Gaan genees die, wek die dooie op. Hoekom? Hoekom? Want vanaf, Genesis 1, van die begin af, was die aanval teen 'n vleesliggaam van 'n mens, met 'n gedagte, as die tempel jy is die woning van God. Dis hoekom God gesê het in die begin, julle moet net nie eet nie. Want as julle eet van die kennis van goed en kwaad, sal julle sekerlik sterwe. As Adam en Eva nie geëet het nie, as 'n bewustheid en verwronge identiteit nie, sou Adam en Eva vir ewig lewe waar? Op die aarde. Want ewige lewe beteken om nie dood te gaan nie. Die teenoorgestelde by die kerkpreek. Nou sê Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy in ons die verborgenheid, so dis 'n verborgenheid, van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem. Sê vir my, het jy op 'n dag voorgeneem, of het God voor die grondlegging alreeds voorgeneem? Richard Palmer, this is the guy. Toe kom ons by die kampe, nou dreig ons vir Richard met hel, ons bring vrees, terwyl hy alreeds voor die grondlegging van die wêreld 'n liefdesbaba was in God se oë, en nou sukkel hy. Elke 3 maande, krap hy wat dit die jakkie. En Tannie Marina sien hom nie, soos God hom sien nie. Want so nou en dan, krap sy daar, wat dit ook die jakkie. So elke 3 maande steek hy ding in die kop uit, dan vra sy of is koning, dan gaan het vir rukkie goed, en dan so 3 maande steek hy ding in die kop uit, dan sê ons, wyk Satan, maar die arme Satan is nou al oorwin. Ek weet iets wat julle nie weet nie. Vers 10, om die volheid van tye te reël. Ons weet, waar was die volheid van tye? Ons weet die volheid van tye, ons weet die volheid van tye, en toe was daar 'n opstanding in dit. Halleluja. Om die volheid van tye te reël. Luister mooi, om die volheid van tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof van Christus te verenig, in hom, en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, dat is van tevore daartoe verordeneer. Verordeneer beteken voor die tyd reeds besluit, oor die aankomstige die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, nie jou wil, sy wil. Sê vir my, tot op datum, is daar iets wat jy moes doen, of wat hy al vir jou kom doen? So, tot op datum was dit alles God se besluit. Is dit korrek? Kyk gou wat sê Efesiërs 2, vers 15. Dat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, van die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan,
so deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Wat beteken dit? Dit in sy vlees, die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, dit beteken, jy probeer om dinge te los, wat jy eintlik nie is nie, jy's reeds klaar vrygemaak, dis klaar geamputeer, maar omdat jy probeer dinge los, is omdat jy nog krap wat jy juk, omdat jy nie vernuwe is in jou denke nie, omdat jy nie dink as die Christus nie. Dis die alrede. En dan sit jy met veroordeling, en jy dra die vrug van die dood, terwyl God nie weet wat gaan met jou aan nie. Wat gaan met jou aan? Hoe maklik is dit eintlik om op te hou? Vers 16, en albei in een liggaam, daar is dit een liggaam, met God versoen, deur die kruis, nadat hy daar in die vyandskap doodgemaak het. Met ander woorde mense, alles wat in vyandskap staan teen jou, om hierdie vleeslike liggaam dood te maak, siek te maak, het hy klaar op die kruis tot niet gemaak. Die enigste rede, hoekom jy dit nie sien nie, is as gevolg van, jy verstaan nie, jy weet nie, jy is die bewustheid, jou 5 sinne, jou emosies, manifesteer nog iets wat juk, wat jy wil krap, as gevolg van iets wat jou weerhou. Ons vandag daarna moet kyk, as 'n gedeelte van dit. Kyk gou nou wat sê Romeine 8 geoor dit. Sê vir my, moes jy iets doen, of het God so ver als gedoen? Hoor wat sê Romeine 8 vers 3. Vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was. Wat was vir die wet onmoontlik? Romeine 3:20 sê, Romeine 3:20 sê, dit was onmoontlik vir die wet om 'n vleesliggaam te kan regverdig. Hoekom kon die wet jou liggaam nie regverdig nie? Want die wet kon jou nie lewe bring nie, en die wet het sonde krag gegee in vlees, en die loon van sonde was die dood. Dis hoekom hy die wet kon volbring het. Hy het hom wat nie sonde geken, die sonde gemaak. Hy het selfs die dood vir jou kom smaak. Hy het selfs sonde vir jou geword, die merk kom mis, sodat jy opgewek is as die geregtigheid. Jy is opgewek, vrygemaak, jy is opgewek, diensbaar, word net bewus van nuwe verstaan en weet, en dra die manifestasie as die vrug van geregtigheid, nie net in jou hart om te spreek nie, maar om te leef, sodat hulle kan sê, waarlik, as jy hom gesien het, het jy die Vader gesien. En dit is die lewe. Dit is die lewe. Dit is die lewe. Vers 3, Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur vlees, deur sy eie seun in gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit terwille van sonde veroordeel in die vlees, sê sonde is geamputeer. Sê daar is nie meer nie. So nou en dan juk dit, is net 'n bewustheid. Vers 10 is belangrik, vers 10. Maar as Christus in julle is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Kyk op die bord. Dis die Here het regstelling gebring in die week. Sê gou vir my, watter gees is nou lewe van die geregtigheid? Is dit die hoofletter gees of die kleinletter gees? Wat sê jou Bybel? Een vertaling wat korrek is, ou Afrikaans, jou eie gees, jou eie kleinletter gees. Jou eie kleinletter gees is lewe vanweë die geregtigheid. Met ander woorde, jou gees, kleinletter, is reeds hierdie lewe, as gevolg van die geregtigheid. Daarom, moet dit nie gaan soek in die hemel nie, moet dit nie gaan soek in die graf nie, dis klaar in jou hart, alle mense is klaar geregverdig tot hierdie lewe, maar hulle verstaan nie, hulle weet nie, hulle is nie bewus nie. So met ander woorde, hierdie lewe is nou nie meer die verantwoordelikheid en die oortuiging van die hoofletter gees nie. Hierdie lewe is in jou eie hand, as jou wese, as die manifestasie, jou identiteit, wie jy is. Maar daar's iets, wat hierdie lewe, kleinletter gees, dis hoekom, een dag bo, een dag onder. Luister, jy het nie nodig om te vas nie. Jy is dit. Jy kleinletter gees is die lewe. As hierdie geregtigheid. Jy is dit. Jy is dit. Maar nou sê, as Christus in jou is. Sê, as Christus in jou is.
sê 'n sekere geloof. Die meeste kindertjies van die Here, sy ewige lewe, sy erfenis is 'n plek, jy gaan dood, dan gaan jy soontoe. As Christus in jou is, 'n sekere geloofsoortuiging, 'n evangelie, 'n woord, is jou gees, is jou identiteit, wie jy vanoggend hier is, reeds hierdie lewe, as hierdie geregtigheid. Dis nie vir een dag hierna nie, dis vir nou. Hoekom sien ons dit nie? Iets weerhou ons van hierdie geloof. Iets weerhou ons van God se besluit as gevolg van ons verstaan, ons weet, ons bewus, want ons leef nog uit ons 5 sintuie. As die lewe. Jesus vanoggend gaan groot, is groot vir my. Ek vertel jou goed uit my eie lewe. As Christus in jou is jou liggaam dood vanweë die sonde, sê vir my geamputeer. Kyk op die bord. Ons is van mening, toe een sterf, het almal gesê, met ander woorde, almal is reeds klaar dood, volgens God. Die derde dag, as 'n geestelike waarheid, is almal reeds klaar opgewek, op hierdie nuwe lewende weg. Daarom, manifesteer jou diensbaar word aan die geregtigheid as mense wat reeds klaar uit die dode lewend gemaak is. So as jy nog glo en jy preek, ons moet doodgaan en ek berei jou voor vir die dood, wandel jy en preek jy en leef jy as 'n vyand van die kruis. Ek kan dit 'n preek maak as jy wil. Dis hoekom die opstellingskrag geen krag het in jou lewe nie. Want as gevolg van jou geloofsoortuiging, jou wanopvatting van waarheid, is daar iets wat jou weerhou, as die manifestasie van dit. En daai selfde iets wat jou weerhou, is die sleutel in Rudy, wat hom na 33 jaar, hierdie guts, hierdie go, ek kan nie ophou nie, ek kan nie omdraai nie, ek kan nie anders nie, ek is. Dis hoekom mense kom, en mense gaan. Gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. Nou moet ons eers kyk na wat is dan hierdie geloof, hierdie sekere geloof. Kyk wat sê 2 Korintiërs 13. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 13. Want onthou, ons is mense wat al reeds uit die dood lewend gemaak is. Sê vir my, as jy reeds uit die dood lewend gemaak is jy lewend gemaak deur God om dood te gaan, of is jy lewend gemaak om God te openbaar as lewe? So wat is ewige lewe nou? Om nie dood te gaan nie. Om nou nie meer siek te word nie. Want jou redding is dit, en is reeds in jou hart, en is reeds in jou mond. Hoe gaan jou gesag in jou mond meer krag het? Die gesag in jou mond gaan meer krag hê, as jy diensbaar is, as jy die geregtigheid, die vrug begin openbaar word. En dan gaan dit wat ander weerhou, 'n sleutel wees as 'n getuienis, as die waaragtige die krag, volgende Sondag, manifestasie, en jy mag nie mis nie. Halleluja. 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Watter geloof? Ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. As ek vanoggend vir elkeen van julle moet vra, is jou geloofsoortuiging, Jesus Christus is in jou, gaan almal hulle hande opsteek. Maar as jy uitstap in die week en dan gebeur 'n situasie en omstandighede, gaan dit jou laat twyfel. En jy gaan nie openbaar hierdie geregtigheid as oortuiging Christus in jou, en jou woorde gaan nie tot redding wees, maar tot veroordeling, omdat iets jou weerhou. Want ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Ek soek jou aandag. Die Here het vir my gesê jare gelede, my seun, het jy geloof, behou dit vir jouself. Sonder dat jy agterkom
is daar 'n getuienis, iets in jou, wat in die week jou op die proef gaan stel, of jy in hierdie geloof is, Christus in jou. Dis hoekom, as mense op Sondag hier opstaan en getuig, in die week, gaan dit op die proef gestel word, of Christus in jou is, of jy die oortuiging is, as die sekere geloof. Onthou julle verlede Sondag het ek gepraat van my kinders en my kleinkinders, hierdie week wat verby was, moes ek myself op die proef stel, of Rudy in hierdie geloof is, Christus in hom, maar omdat Rudy verstaan, weet, die geregtigheid diensbaar vrug, het die iets wat ander weerhou, getuienis gegee, en ek is wild, wakker en lewendig, en smaak soos ek smaak. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. Wat beteken verwerplik? As jy ten minste vir jouself nie verwerplik is, dit beteken, jy slaag nie die toets nie, jy diskwalifiseer jouself, jy ag jou nie waardevol genoeg volgens jouself nie, iets weerhou jou daarvan. Daarom, hoe stel jy jou op die proef? Hoe stel jy jou op die proef? Kyk wat sê 1 Korintiërs 11. Dis die Here, dis my lewe wat ek nou preek. 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11. Hoe stel jy jouself op die proef? Hoe weet jy jy's in die geloof? Onthou julle 2 weke terug het ek gesê, jy het soms 'n storm nodig om te openbaar wie jy is. Want in die storm stel jy jouself op die proef, of jy by lig van die wêreldbediening in die geloof is, of Christus Jesus in jou is, die ware geregtigheid, wat jy spreek tot redding. As dit vir jou nie so is nie, dis lekker en dis fantasties om vanoggend te halleluja en te amen en God is goed, maar in die week, stel jouself op die proef, want God is ernstig. God is so ernstig oor sy tempel, sy woning. Hy het dit reeds klaar duur gekoop. Hierdie liggaam, hierdie tempel behoort nie meer aan jou nie. Verheerlik God nou in jou klein letter gees, wat reeds lewe en geregtigheid is, en in jou liggaam, wat aan hom behoort. Wow, dis 'n groot woord. Toe Jesus dit vir sy disippels sê, toe sê sy disippels, dis 'n harde woord. Toe vra Jesus vir hulle, wil julle ook aanstoot neem? Wil julle nie ook maar gaan nie? Toe sê Petrus, waarheen sal ons gaan? Soos ou Veronica sê, Pastor Rudy, waarheen sal ons gaan? Want jy het die woord van die lewe in jou mond. En dis in jou mond, en dis in jou mond. Maar stel jou op die proef, of jy in die geloof is, of kom jy, en gaan jy, so elke 3 maande. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 11, vers 28, hoe? Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en die beker drink. Luister mooi, vers 29, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Hoe stel jy jouself op die proef in die week, terwyl jy die liggaam nie onderskei nie? Ek soek jou aandag. In hierdie week, toe ek myself op die proef stel oor my kleinkinders, skielik is daar dit en dit en dit, toe kon ek dit manifesteer, want ek onderskei, hierdie is die liggaam as Christus. Roa, die ou klein seentjie, toe hy 'n hoë koors het, toe kon ek onderskei, hierdie seentjie is die liggaam as Christus. Koors, jy staan nie 'n kans nie, met die oortuiging van my hart, as geloofsoortuiging, Christus ek, spreek ek, en die koors het gegaan. As jy in die week, maak nie saak wat die situasie is, omstandighede nie,
iets in jou nie jou kan as getuienis saam getuig, en jy twyfel, en jy wonder, en jy's verleë, geen gesag. Sê daarom, vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap en gaan nog dood. Hoekom word die mens siek? Hoekom gaan die mens dood? Hoekom is daar swakkes? Jy word op die proef gestel, of jy in die geloof is, Christus in jou, of jy onderskei. Weet jy wie ek is? God het besluit, so wie se skuld is dit, as dit met jou so gaan? Is dit God se skuld? Word jy kwaad vir Rudy wat nonsens spreek? Of is daar iets in jou, wat jou weerhou, as jy's nog nie oortuig? Jy probeer nog krap wat dit die jukkie, terwyl dit God se besluit is. Hoor julle, ek deel julle ietsie van my hart vanoggend. Yes, nou wil ek uithaak hierso, nou moet ek inhou. Nou, ek probeer nou werk aan my preekstoel etiket. Ek sê vir die ou langs jou, hy hou in. Daarom kyk wat sê 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3, vers 8. 2 Timoteus 3 vers 8, en net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Jessie Here, dis 'n groot woord vanoggend. Dis niks om vanoggend te halleluja. Dis niks om te amen. Dis niks om in die week by jou werk vir almal te vertel, jy gaan nie doodgaan nie. Stel jouself op die proef, is jy in die geloof. Diensbaar aan die geregtigheid, want die manifestasie as die vrug van geregtigheid sal bepaal, is jy nog uit die rose, is jy nog uit die palmers, is jy nog uit die dekokers, of is jy uit God? Nog enetjie, Titus 1. Titus 1, vers 16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Kan ek maar so 'n bietjie waai vir die Here? En dit help nie nou, jy tik jou vrou in die ribbekas of jou man nie. Jy wat so graag die aan in die ribbe stik. Stel jy jouself hierdie week op die proef. Is jy in die geloof? Kan jy onderskei as dit ek is? Daar's geen onderskeid tussen my, dis een liggaam. As jy my sien, ek is die verheerlikte opgewekte Christus. Saak afhandel. En my jeug, ek sê vir julle, ek het energie, ek het woema, ek het gou. Nie omdat ek Salusa 45 drinkie, omdat ek in die geloof is. En omdat God ernstig is oor sy tempel, sy woning, en dis ek. En dis ek. Wie wil weet, wat is dit wat jou elke keer weerhou? Nie die duiwel nie. Jyself, wat is dit? Wat eintlik so fantasties is, wat die teenoorgestelde ook die waarheid is, wat jy hou in dit. Wat is dit wat Rudy hou in die geloof, na 33 jaar, met alle vervolging en alles wat ek moes deurgaan? Wie wil weet? 1 Timoteus 1. 1 Timoteus 1 vers 5. Kom ek wys jou wat is dit. 1 Timoteus 1 vers 5. Jy sien, as jy wil doodgaan en hemel toe gaan, en jy glo, is jou saakie okay. Maar as jy die geloof, as jy wil openbaar die waarheid, sal ons nie meer net sê waarheid nie. Ons moet begin leef die waarheid. Sonder enige veroordeling. Sonder enige veroordeling. Ek vertel jou iets van my lewe.
om jou te red. Om jou te red van storms, situasies, omstandighede. Want die storm wag eintlik mos vir jou. Maar hoe gaan die storm vir jou wag as jy die storm is? Moet ek sê halleluja, moet ek sê amen, moet ek sê kubai, moet ek ophou, kan ek maar aangaan? Kom ons vind uit, wat is dit wat jou weerhou van jou oortuiging as hierdie geloof, as Christus in jou, wat vir jou lewe bring? 1 Timoteus 1 vers 5. Vers 5 sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart, hier kom dit, 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Wie wil graag 'n rein hart hê? Wie wil graag in liefde manifesteer? Wie wil graag in hierdie geloof bly? Dan moet iets wat jou kan weerhou of iets wat jou daar gaan hou. Wat maak? Mense kom in die bediening, die eerste 3 maande keer die besluit van God hulle lewens om, maar na 3 maande is hulle terug op hulle ou weë. Is dit God wat nie besluit dit nie? Is dit Rudy wat nonsens gepreek het? Wat het hulle? Wie sin Rudy sin? Jou eie gewete. Volgende Sondag gaan ek hom mooi oopmaak. Wat is jou gewete? Luister mooi. Dit wat jy eintlik van jouself glo. Jou medewete. Jy weet en God weet. Met ander woorde, Kosie kan vanoggend hier sit, halleluja, prys die Here, dis wat ek glo, ek gaan nie doodgaan nie, dit en dit. Maar sy gewete, hy self weet en God weet dit wat hy eintlik glo. En as Kosie in die week uitgaan, gaan 'n storm situasies, kyk. Kosie, gaan stel jouself op die proef, of is jy nie seker van jouself, Kosie, Christus in jou, die geloof nie. Want as jy nie gaan onderskei, jy as die liggaam, as Christus, die vlees van Christus nie, is die kans groot na 'n tyd wat jy gaan sê, die goed wat Rudy preek werk nie. Maar waar was God toe ek geroof word? Waar is God in my storm? Wat laat jou dit sê? Iets wat jou weerhou. Nou volgende Sondag mag jy nie mis nie. Jou gewete, dit wat jy eintlik van jouself glo. Jou medewete as die ware jy, en dit word jou gedrag en optrede. 'n Swak gewete is een wat nie oor die regte inligting beskik nie. Dit werk nie behoorlik nie, daarom afvallig in die geloof as Christus in jou, weens 'n verouderde program as onjuis. En B, daar's 3 wat in jou getuig. Die gees wat jou lewend maak, jou gees wat klaar lewe is, en jou gewete. Hoor wat sê Paulus in Romeine 9. Hoor wat sê Paulus in Romeine 9. Jesusie, Here, dis 'n sleutel. Hoor wat sê Paulus in Romeine 9. Romeine 9. Paulus sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit vir hierdie bediening waar ons nou geestelik op ons geestelike pad is? Hoekom is dit vir ons nou so belangrik? Hoekom is dit vir ons nou so belangrik? Wie wil graag lewe? Almal van ons. Kyk wat sê 1 Korintiërs 9. Hoekom is dit so belangrik? 1 Korintiërs 9. Hoekom is dit so belangrik? 1 Korintiërs 9. Vers 27. Kom ons van vers 24. Hoekom is dit so belangrik? 'n Rein gewete, 'n geoefende gewete, want jou gewete getuig saam met jou in die Heilige Gees. Want dis jou eie gewete. Jy kan vanoggend sê halleluja, maar in die week gaan jou eie gewete jou weerhou van die oortuiging wie jy eintlik is as die geloof. En jy gaan nee sê of jy gaan dinge aanvang en doen wat nie die Christus is en nie God openbaar as hierdie geregtigheid nie. Wow, dis 'n grootte. Dis 'n grootte.
Dis ook 1 Korintiërs 9:24, hoor dit sê Paulus sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang, hardloop so, dat julle sekerlik het behaal. Ek het besluit, ek hardloop hierdie wedloop, om hierdie prys te behaal, en ek geniet dit reeds. Vers 25, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n verwelklike, ek hoor as jy in die hemel kom, gaan hulle vir jou verwelklike strooi. Jy kan nie in die hemel so krans kry nie, want dit wat die verwelkliking, onverganklike kroonkrans is, die liggaam, is teruggekeer na stof. Dit beteken onverganklik verheerlik. Dit beteken hierdie liggaam sal nie siekte of dood sien nie. Dis wat beteken. Kom ons verder. Vers 26. Hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Sê onseker. Stel jouself op die proef, is jy in die geloof. Of is jy nie seker van jouself, dat jy die liggaam van Christus is nie. Hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Hoekom? Ek kastei, maar ek kastei my liggaam, en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees het. Dit gaan alles oor die liggaam kastyding. Want dis die enigste liggaam, dis die enigste tempel, dis die enigste huis, is die enigste woning. Halleluja. Daarom kyk wat sê 1 Timoteus 4 geoordeeld. Ek gaan 'n bietjie vinniger met preek. 1 Timoteus 4 vers 8. Want liggaamlike oefening is tot weinig nut. Met ander woorde, liggaamlike oefening is nuttig, maar dit gaan jou nie hierdie ewige lewe gee nie. Maar is goed as 'n vrug van geregtigheid om dit te geniet. Paulus sê, want liggaamlik, met ander woorde, van nou af gaan alles oor een ding, die liggaam, die tempel. Want liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar godsaligheid. Sê saam met my godsaligheid. Wat is godsaligheid? God geopenbaar in vlees, maar godsaligheid is nuttig vir alles. Sê alles. Omdat dit die belofte van die teenwoordige lewe en die toekomende lewe. Wat beteken dit? Godsaligheid is nuttig vir nou, waar ek nou staan, en vir die res van die week, en die res van die jaar, die res van die lewe, tot lewe.